Kom ons bid saam. Heilig, heilig, heilig is die Here ons God, een wat mag het oor alles. Hy was nog altyd daar, hy is nog steeds by ons, en hy sal ook in die toekoms by ons wees. Amen. My broer en suster en liewe kinders, genade, barmhartigheid en vrede vir elke een van u. En dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. My broer en suster, vanaand maak ons Pinksterreeks klaar. Die Pinksterreeks se tema vir die hele week was gewees oor geluk. Ek is 'n gelukkige mens want. En vanaand gaan ons stil staan by die 9de vers. En daarom is die tema vanaand, ek is 'n gelukkige mens want ek is 'n vredemaker. Ons gaan dan saam lees, ons begin weer by vers 3 en dan lees ons tot en met vers 9. Sondag tydens die nagmaalsdiens sal ons dan by die 10de vers sal ons stil staan. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Ons lees dan vanaand net tot sover. My broer en suster en liewe kinders, ek dink elke dag van ons lewe is ons deeglik bewus van misdaad, geweld, haat, jaloesie. Ons is daagliks omtrent bewus van plaasaanvalle, diefstal. Ja, ons lees dit in koerante, ons sien dit op die TV, ons hoor dit oor die radio. Ons word letterlik elke dag word ons gekonfronteer met die onvrede waarin ons tot vandag toe nog steeds lewe. Maar hierdie onvrede is nie net in die gemeenskap daar buite nie. Ons sien ook dat hierdie onvrede ook besig is om gesinne uit mekaar uit te breek. Onvrede tussen ouers en kinders, tussen skoonouers en skoonkinders, onvrede tussen broers en susters, familie en vriende wat vir 'n lang tyd nie met by mekaar uitkom nie, mekaar ignoreer, nie eens oproepe van mekaar kan hanteer nie. En dit eindig nie daar nie. Ons sien ook dat hierdie onvrede ook sigbaar word in kerke. Ons sien hoe dat lidmate onvrede met mekaar saamleef. Ons sien hoe dat daar onvrede is tussen leraars en lidmate. En ons almal gaan maar eenvoudig net so aan met hierdie hele stuk onvrede wat elke dag rondom ons is. My broer en suster, ek dink wanneer ons soveel gerugte en soveel ervarings en belewennisse het oor onvrede waarin ons leef, dan is daar 'n baie groot gevaar. En daardie gevaar is, my broer en suster, dat onvrede vir ons die norm gaan begin word. Met ander woorde, dat ons gaan vir mekaar sê, maar dit is maar hoe die lewe is. Ons moet maar in hierdie onvrede met mekaar saamlewe. Of dit nou in ons huise is, by ons families is, of dit in die gemeenskap of selfs in die kerke is, of dit in die land is. Ons aanvaar dat onvrede is maar die atmosfeer wat rondom ons elke dag moet wees en gaan wees en tot in ewigheid sal wees. Maar my broer en suster, is baie hartseer as ons hierdie dinge begin beleef. En ek wil vir julle sê, ek dink ons beleef regtig iets daarvan dat onvrede die norm geword het. Want my broer en suster, ons het op 'n stadium wanneer jy gehoor het van misdaad, gehoor het van moord, 'n plaasaanval, dan was dit amper asof jou hart tot stilstand gekom het of dalk 'n ritme gemis het. My broer en suster, vandag hoor ons dit, ons sien dit, ja, ons ervaar dit selfs, en dit raak ons nie veel nie. My broer en suster, dan is die probleem, dan het ek en jy wat dit so aanvaar het, deel van die probleem geword. En veral omdat ons kinders van die Here is. Die oomblik wanneer dit ook binne in die kerk so gaan, dat ons in 'n atmosfeer van onvrede kerk het, en as gelowiges in onvrede maar saam met mekaar lewe, my broer en suster, dan het ons deel van die probleem geword. Want dan is ons besig om die roeping en die taak wat die Here vir my en vir jou gegee het, dan is ons besig om daai taak nie na te kom.
dan is ons besig om die doel hoekom die Here ons hier geplaas het, om daai doel nie te vervul nie. En daarom sal dit 'n hartseer wees as ons die dag die deel word van die probleem, in plaas dat ons deel word van die oplossing. Want my broer en suster, ons het vanaand gelees, dat Matteus 5 vers 9 kom leer die Here Jesus Christus vir ons by sy bergpredikasie, dat julle as Christene, met ander woorde, julle wat in hierdie intieme verhouding met my leef, wat in totale afhanklikheid van my leef, wat julle sê, maar ek regeer in julle harte. Julle is veronderstel om vredemakers te wees. Ons lees mooi wat daar staan, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Dan word my broer en suster, ek en jy as Christen kan nie onvrede aanvaar. Ons kan nie nou maar net agteroor sit en sê onvrede is die norm, ons kan niks daaromtrent doen nie en ons leef nou maar in onvrede in ons eie gesinne, in ons huwelike, met familie en vriende, met die wêreld rondom ons doen niks daaraan nie. Ons aanvaar hierdie onvrede. Verder my broer en suster, dink ek dan versuim ons ook ons plig wat die Here vir elkeen van ons gegee het, dat ons 'n positiewe bydrae moet gaan lewer om vrede in hierdie wêreld te bring. Ek wil vir julle die boodskapvertaling lees van vers 9. Hoor net hoe mooi vertaal hy hom. Gelukkig is almal wat vrede maak tussen mense wat in vyandskap met mekaar lewe. Broer en suster, as ek hierdie vers reg verstaan soos die boodskapvertaling hom vertaal, dan beteken dit eintlik dat jy 'n gelukkige mens is, dat jy 'n Christen mens kan wees en jy kan jouself 'n kind van die Here noem, as jy bereid is om op te staan en tussen twee mense te gaan staan waar daar eintlik 'n stuk onvrede is. En dat jy bereid is om vrede te gaan maak, daar waar daar onvrede is. Nou weet ek my broer en suster, miskien wil ons vanaand vir mekaar sê, joh, hierdie opdrag is nie 'n maklike opdrag. En dalk wil ons vanaand vir mekaar sê, maar hierdie opdrag is nie geskryf vir Suid-Afrika in die jaar 2017 nie. Dis dalk geskryf in die tyd toe Jesus geleef het, maar nie vir ons. Die Here het nie ons opset geken hier in Suid-Afrika. Maar my broer en suster, as ek hier so 'n bietjie kan terugvat na die jaar 30 tot 40 voor na Christus, my broer en suster, dan was daardie tyd ook nie 'n baie wonderlike tyd om hierdie opdrag te hoor nie. Want binne in Jerusalem en Israel se omgewing, Israel en Juda, was die Romeinse ryk aan bewind gewees. My broer en suster, die Romeinse ryk was 'n baie moeilike ryk gewees. Ja, dit was 'n wêreldmag gewees. 'n Wêreldmag wat regtig hulle mag misbruik het. 'n Wêreldmag wat eintlik daarop uit was om vir hulle eie Romeinse burgers goed te doen en die ander mense eintlik vir hulle die lewe so moeilik as moontlik te maak. Letterlik vir hulle die lewe hel te maak. En daar was geweldige vyandskap gewees tussen die Jode en in besonder dan die Romeinse burgers. Ja, daar was 'n stuk afguns gewees en daarom dat die Jode ook gedink het toe Jesus Christus op aarde was hulle oortuig dat Jesus eintlik gekom het om hulle te bevry van hierdie Romeinse mag. Daarom het hulle eintlik 'n politieke leier gesoek. Hulle het 'n militêre leier gesoek, een wat vir hulle kan kom vrymaak van hierdie Romeinse oorheersing. Daarom was dit beslis nie 'n tyd van vrede gewees nie. Dit was 'n tyd van totaal en al onvrede. En die Jode was verspreid gewees. Nie net in Jerusalem nie, hulle was verspreid tot sover as in Rome self. En in hierdie konteks, wat so moeilik is, kom die Here Jesus Christus en sê hy, gelukkig is almal wat vrede maak tussen mense wat in vyandskap met mekaar leef. So ek dink ons moet vanaand vir mekaar sê, my broer en suster, dat om 'n vredemaker te wees, toe nie maklik was nie. En om vandag 'n vredemaker te wees, ook nie maklik gaan wees nie. En dat daar nêrens in die Bybel staan dat dit maklik is om 'n vredemaker te wees nie. Inteendeel, dit lyk vir my of dit 'n geweldige moeilike uitdaging is. Nou is die vraag, hoe kry ons dit reg? Want ons is Christene, ons is kinders van die Here en ons wil bekend staan in die wêreld as kinders van die Here. Ons wil die sout wees, ons wil die lig wees, ons wil 'n verskil maak. Nou, hoe gaan ons dit regkry om hierdie verskil te maak? Broer en suster, ek dink daar's twee dinge wat belangrik is. In die eerste plek is, ek dink ons moet net seker maak dat elkeen van ons werklik vrede in ons harte ervaar.
Want my broer sê dat jy kan vergeet om 'n vredemaker te wees, as jy nie vrede in jou hart het. Ek is oortuig dat daar sit Sondag vir Sondag talle Christene in 'n kerk, in eredienste wat in onvrede leef. In onvrede met hulle self, oor wie hulle is, wat hulle doen. In onvrede met die mense rondom hulle. In onvrede oor die ekonomie in ons land, onvrede oor die politieke omstandighede. Ek dink daar sit baie mense in eredienste wat 'n stuk onvrede het. Nie soseer oor die buite dinge wat gebeur nie, maar bloot omdat hulle nog nie vrede in hulle binneste het. En my broers en susters, dan moet ons nie dink ons gaan vredemakers wees. En daarom is dit nodig dat 'n mens eers sal self stil raak voor die Here en gaan seker maak dat ek by die voete van die Here ook my vrede gevind het. Want die Here is die enigste een wat vir ons vrede kan gee. Jou omstandighede gaan nie noodwendig verander nie. Jou werk gaan nie noodwendig verander omdat jy 'n kind van die Here is nie. Nee, jou omstandighede, jou werk, jou sosiale kringe gaan dalk presies dieselfde bly. Maar wat wel gaan verander, is dat die Here jou hart sal verander. Want ware vrede is 'n vrede wat in jou hart plaasvind. Nie van buite af nie, maar van binne. Ons lees in Jesaja 9, die teks wat verwys, dikwels word hy gebruik om te verwys na Jesus Christus, staan daar, sy heerskappy sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Dan lees ons in Hebreërs 13 vers 20, God wat vrede gee, het ons Here Jesus wat deur die bloed van die ewige verbond, die groot herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring. Broers, dit hierdie verse, en ek kan vir julle nog talle verse uit die Nuwe Testament gaan haal, wat dit pertinent sê, dat sonder God is daar vir ons geen vrede nie. En daarom is dit so noodsaaklik dat ons by God sal gaan stil staan en seker maak dat jy vrede in jou binneste het. Vrede met God en vrede met jouself. Want daar is geen ander bron van vrede. Nie uiterlik nie, nie in rykdom nie, nie in besittings nie, nie in geleerdheid nie, nie in roem nie, nie in enige iets nie, behalwe in 'n verhouding met die Here Jesus Christus. Ek wil vanaand 'n stelling maak, my broer en suster. En dit is wanneer ons stil raak by God, dan kry jy vrede. Maar my stelling, en dis nou nie 'n aanhaling uit 'n boek uit nie, dis Benny de Klerk se stelling self. En u moet my nooit aanhaal nie. Maar ek dink mense kan in 'n situasie wees waar daar nie oorlog is nie, waar daar nie haat is nie, en nog steeds met 'n stuk onvrede leef. Met ander woorde, jou omstandighede, jou uiterlike omstandighede kan fantasties wees. Jy kan geen probleme hê uiterlik nie, en dit kan met jou fantasties goed gaan. Maar dat jy in jou binneste nog met 'n stuk onvrede leef. En dan kyk jy met daai stuk onvrede na die lewe. En sal jy niks goeds en positief in die lewe kan sien of ervaar nie, omdat jy 'n onvrede in jou binneste het. Van die Here Jesus Christus word daar gesê, soos die môreson sal hy opgaan en hy het die hoogte op ons afstraal, om die lig te bring aan die wat in die duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede. Daar is net een pad na vrede, en dit is die pad na die Here Jesus. Maar my broer en suster, as jy vrede by God gevind het, en jy stil gaan staan het, en jy hierdie absolute vrede in jou hart begin beleef, dan bly dit nie net in jou hart nie. Dan word jy 'n vredemaker. Want ons het hier gelees, mense wat vrede maak, is kinders van God. Daar staan, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Hoor mooi, God roep jou nie om in vrede in jou hart te gaan leef nie. God roep jou om 'n vredemaker te word. Met ander woorde, om dit wat jy in jou hart ervaar, om dit uit te dra en vrede te gaan maak, daar waar daar onvrede is. Nou ja, nou wil 'n mens vanaand vra, maar Here, hoe? Waar? Want hoe gaan ek dit regkry? Hierdie onvrede tussen Israel en Palestina kom nou al soveel jare. Here, wat gaan ek doen om daar vrede te bring? Of in ons eie land, Here, hoe gaan ons hier van Heidelberg se kant af
vrede in ons land bring. Broers en susters, miskien moet ons fokus net so 'n bietjie skuif. En kom ons begin net by onsself. En kom ons begin in ons gesin. Die uitdaging is om 'n vredemaker binne in jou huwelik te wees. Want my broers en susters, ons samelewing word opgevreed en uitmekaar uitgeruk omdat daar in huwelike onvrede is. So dit help nie ons wil die wêreld gaan verander, maar ons het nie vrede binne in ons huwelike nie. Kom ons sorg dat ons vrede kry binne in ons huwelike. Veel keer hoor ons dat ouers sê, maar my kinders beklei soos kat en hond, daar's nooit vrede nie. En dan is die vraag, my broer en suster, maar sien hulle vrede? Sien hulle vrede tussen ma en pa? Of is hulle maar besig om die voorbeeld te volg wat hulle reeds in hulle ouer huis gekry het? Dat daar 'n voortdurende stryd en 'n stuk onvrede eintlik is. Gaan kyk maar in die Bybel in die Nuwe Testament, my broer en suster. Baie tekste gaan daaroor dat die Here vir ons wil kom leer, daar moet vrede wees. Ons lees onder andere dat daar staan, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. En dan hierdie sinnetjie, en ek dink ons almal wat getroud is, ken hierdie sinnetjie baie goed, moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Eintlik wat daar staan is, gaan maak vrede. Voordat jy vanaand gaan slaap, gaan maak vrede. So my broer en suster, kom ons uitdaging vanaand is, kom ons begin in ons huwelike. En as ons in ons huwelike vrede het, kom ons vat dit bietjie wyer. Kom ons sorg dat daar vrede tussen ons en ons kinders is. En as daar vrede tussen ons en ons kinders is, kom ons doen dit nog 'n bietjie wyer. Kom ons gaan maak vrede met ons familie. Kom ons gaan maak vrede met daai skoonouers wat vir my die lewe so nag maak. Kom ons gaan maak vrede met daardie mense wat ons nie eens meer bel as dit verjaarsdag of Kersfees is. Kom ons gaan maak vrede. Kom ons gaan maak vrede by die werk. Ja, jy gaan nie jou omstandighede verander nie. Maar gaan maak vrede. Gaan maak vrede in die gemeente as daar iemand is wat jy weet jy het iets teen of daai persoon het iets teen jou. Gaan maak vrede. Gaan maak vrede in jou gemeenskap. Jy sien my broer en suster, vrede is soos 'n warm kaggelvuur op 'n wintersaand. Vrede lok mense nader. En as jy 'n vredemaker is en 'n vrededraer in jou hart is, my broer en suster, dan lok jy mense nader. Dan wil hulle graag saam met jou wees. So vanaand, my broer en suster, wil ek die vraag vra. Is jy 'n vredemaker? Of is jy 'n vrededraer? Het jy vrede tussen jou en die Here, vrede in jou hart? En as jy vanaand sê, ja, ek het dit, ek weet dit, dit is hierso, dan is my vraag, my broer en suster, maar as jy 'n vredemaker? Is jy die een wat bereid is om daai eerste tree te gee, om vrede te gaan maak? Ek wil graag vir die weer eens in my beste Brits hierdie volgende aanhaling lees van Moeder Teresa. We don't need bombs and guns to destroy, to bring peace. Just get together, love one another, bring that peace, that joy, the strength of presence of each other in the home. And we will be able to overcome all the evil that is in this world. Al wat ons moet doen is, kom ons praat. Kom ons gee daai eerste tree na daai een wat met wie ek in soveel onvrede leef. Kom ons gee net daai eerste tree. En as jy vanaand dalk hier so sit en vir my wil sê, Benny, jy weet nie wat jy van my vra nie. Jy ken nie die persoon met wie ek in onvrede leef nie. Dis 'n verskriklike persoon. Daai persoon het my nou al so sleg gesê en my so sleg gemaak. Daar's nie 'n manier dat ek die eerste tree kan gee nie. My broer en suster, dan wil ek jou net terugvat na die Here Jesus Christus toe. Die Here Jesus Christus was bereid om die eerste tree na jou toe te gee. Paulus sê dat toe ons nog sondaars was, inteendeel Paulus gaan so ver, hy sê toe ons nog vyande van God was, het Jesus Christus kom vrede maak, toe hy aan die kruis kom sterf. Hy was bereid om die eerste tree te gee. Hy het nie nodig gehad om die eerste tree te gee nie. Hy het niks teen my en jou gedoen nie. Dis my en jou sonde. Wat skeiding gemaak het tussen ons en die Here. Maar die Here het die eerste tree gegee om vrede te kom maak. En ek verdien dit nie eers. Nou sê Paulus in Filippense vir ons, dieselfde gesindheid moet ook in ons wees wat daar in Jesus Christus was. Gesindheid van nederigheid.
gesindheid van om die minste te wees en die eerste tree te gee. Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 die volgende: Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredings nie toereken nie. Dis 'n wonderlike en 'n mooi teks as ons daar so stop. Want dit sê vir ons presies dit wat ons glo. Jesus het versoening gebring tussen ons en God. Maar my broers en susters, daai teks eindig nie daar nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toe vertrou. Nou het jy die verantwoordelikheid om daai boodskap van vrede, van versoening uit te gaan dra teenoor hulle wat in onvrede met jou leef. Ek sluit af, my broer en suster, met hierdie vraag. Kom ons leef in vrede. Al hoe ons in vrede kan leef is, kom ons gaan maak vrede. Amen. Blessed are the poor in spirit, those who see the sin in their hearts. Blessed are the ones who are weeping, 'cause sin has torn the whole world apart. Blessed are the meek and humble, God will freely give them all things. Blessed are the ones who are hungry and thirst for justice and wait on their King. We are the salt of the earth, so we're gonna shake, shake, shake like a salt shaker. And we are the light of the world, so we're gonna shine, shine, shine till the night's no more. We're gonna shine, shine, shine till the night's no more. Blessed are the merciful, whose sins are forgiven so they can forgive. Blessed are the pure in heart, God will show his face to them. We are the salt of the earth, so we're gonna shake, shake, shake like a salt shaker. We are the light of the world, so we're gonna shine, shine, shine till the night's no more. We're gonna shine, shine, shine till the night's no more. Blessed are the ones who make peace, loving others with the Savior's love. Blessed are those bullied for their faith, great in God's kingdom will be their reward. We are the salt of the earth, so we're gonna shake, shake, shake like a salt shaker. We are the light of the world, so we're gonna shine, shine, shine till the night's no more. We are the salt of the earth, so we're gonna shake, shake, shake like a salt shaker. We are the light of the world, so we're gonna shine, shine, shine till the night's no more. We're gonna shine, shine, shine till the night's no more. Sy dood, daar sy, lewe. Die eerste een is